Baie hartlike goeie dag broer en suster. Baie welkom by Lux Mundi se aanlyn erediens. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Hoop dat jy daar waar jy is veilig is en dat jy vanoggend ook die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier gaan beleef of wanneer jy ook hierdie video kyk. Dit is 'n heerlike voorreg om op hierdie manier ook so te kan deel wees van jou geloofsreis vir hierdie week. Ons is in Adventstyd, die laaste Sondag van Advent vir 2025. Natuurlik in hierdie week wat op pad is, vier ons Kersfees en ons is opgewonde om so voor te berei ook weer vir die koms van die koning wanneer ons weer vier dat die Here Immanuel, God met ons geword het. Ons teks vir vanoggend is Matteus 1 vanaf vers 1 tot 17 en soos wat jy waarskynlik weet is dit nou nie die mees opwindendste teks in die Bybel nie, want dit is een van daai geslagsregisters en gewoonlik wanneer ons so die Bybel deurlees van hoek tot kant, dan is dit so een van daai wat ons maklik so verbyblaai, want jy weet, dit is net 'n lang lys name. Maar die tema van vanoggend is die meesterplan ontvou, want wanneer ons hierdie teksie mooi bekyk, dan gaan ons sien hoe dat Matteus eintlik besig is om vir ons te wys hoe dat die Here sy meesterplan besig is om dit uit te voer en dat dit van die begin af was dit waarmee hy besig was en ons gaan dit nou so mooi duidelik ook vandag sien. As ons die teks lees nou, dan wil ek sommer vir jou vra om saam met my te kyk, watter name is dit vir jou wat uitstaan, wat jy dalk wonder, maar hoor hierdie naam daar, dit is dalk 'n snaakse een om in te sluit. So goed, kom ons lees die teks, die geslagsregister van Jesus Christus, Matteus 1 vanaf vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabiam, Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Usia. Usia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Joachim en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonië toe. En na die Babyloniese ballingskap was dit so. Joachim was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Serubabel. Serubabel was die vader van Abihud, Abihud van Eljakim en Eljakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Agim en Agim van Elihud. Elihud was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte, van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap, en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Ons lees net tot daar. Goed, nou broer, jy dadelik het jy die gevoel gekry dat, hierdie is 'n klomp name. En mense sukkel om die helfte van die goed uit te spreek ook, en ergens langs die pad verloor mense half die draad. Maar ek hoop dat as ons hom nou so 'n bietjie uitpak vanoggend, gaan ons sien hoe dat die Here se plan hier uitgevoer word. En die oomblik as ons net vir onsself afvra, maar vir wie is dit wat Matteus hierdie woorde skryf, dan besef ons dat dit is vir 'n groep Joodse gelowiges met 'n Joodse agtergrond, en dat vir hulle sal hierdie woorde nie so vreemd op hulle ore val soos wat dit op ons inval nie. Hulle het geslagsregisters geken, hulle eie geslagsregisters bestudeer, en hulle het geweet hoe dit werk, geweet hoekom dit belangrik is, en boonop het hulle 'n intense verwagting gehad vir die Messias wat moes kom. En dit is waarmee Matteus besig is, dat hy vir hierdie lesers van hom wil wys dat Jesus waarlik die Messias is wat moes kom. En daarom is dit belangrik dat hulle hierdie geslagsregister moet hoor. En vir hulle wat in soveel wêreldmagte se siklusse, soos wat hulle onder die Babyloniese mag en onder die Grieke en onder die Romeine
dan nou onderdruk was, wat gewag het vir 'n Messias wat moes kom om hulle te kom bevry, was hierdie woorde baie intens beleef. En dit is hoekom Matteus dit ook vir hulle dan skryf. So Matteus is besig om vir hulle te sê dat die Messias waarvoor hulle nog die hele tyd wag, is Jesus en niemand anders nie. En die Messias, God se gesalfde, God se gestuurde, is God se nuwe begin. Hy wil vir hulle sê, Jesus is God se nuwe begin. Nou as ons 'n oomblik net weer na vers 1 kyk, dan sê dit eintlik al klaar alles. Dit is ongelooflik en ons lees so maklik oor dit. En ons moet eintlik met ons elke eerste vers van elke Bybelboek gaan vat en vir onsself gaan afvra, maar waarmee is die skrywer hier besig? Kyk hoe mooi pak Matteus alreeds in vers 1 die hele storie uit. Hy begin en hy sê die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van God, seun van Abraham, seun van Dawid, seun van Abraham, ekskuus. En daardie Griekse woordjie wat ons nou vertaal met geslagsregister is in die Grieks Biblos Genesios. Nou, dis Biblos Genesios, daar's hy, okay, top. En jy hoor hier, hoor jy Genesis, nee. Die woordjie hier is 'n verbuiging van die woord Genesis. Dit beteken begin. Dit is die boek Genesis. Met ander woorde, wat hy sê, is die Genesis van Jesus Christus, seun van Dawid, seun van Abraham, klink so. En dit is met ander woorde baie interessant dat die Nuwe Testament, nee, die storie van die nuwe verbond, wat nou hier begin met die boek Genesis van Jesus Christus. God maak 'n nuwe begin. In die eerste Genesis het ons gelees dat God die hemel en die aarde gemaak het. En hier in Matteus begin die storie nuut met Jesus Christus, seun van Dawid. En dan moet ons natuurlik weet, onthou, dat Jesus beteken redder, verlosser. En Christus is nie sy van nie, dit is sy titel. Dit beteken Messias, dit beteken die gesalfde van God. Dit is wie hier die nuwe begin maak. En dan lees ons dat hy is die seun van Dawid. Dan weet ons dat onthou ons die beloftes waaraan hierdie lesers van Matteus sou vashou, van dat die loot uit die wortel van Isaai, die nuwe Dawid wat sou kom, die een wat Dawid se nageslag is, wat sy koningshuis sou voortbou, is die Messias, 2 Samuel 7, dat Matteus hier al reeds aan die begin sê, dat Jesus is daardie afstammeling, wat uit Dawid se huis kom, en dat hy ook die seun van Abraham is. En dis ook belangrik, omdat daar ook 'n belofte is waaraan hulle vasgehou het. In Genesis 18 vers 18 word die belofte wat in Genesis 12 van Abraham gemaak word hier herbevestig as hy sê, Abraham sal tog 'n groot en sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. In die Messias, die afstammeling van Abraham, word al die nasies geseën, want Jesus kom sterf vir ons almal. So net hier in vers 1, hoor ons al klaar, waarmee is Matteus hier besig met hierdie geslagsregister? Dit is God se nuwe begin, die nuwe Genesis. Jesus is God se nuwe begin. Goed, en dan ook met hierdie geslagsregister is hy besig om aan te dui dat Jesus die regte herkoms het. Jesus is die Messias, want hy het die regte voorsate. Onthou daar in Night Style, as jy dit nog nie gekyk het nie, is 'n gaping in die opvoeding, gaan kyk dit sommer nou, pause my video, gaan kyk na Night Style en kom terug, dan praat hulle ons van 'n patents of nobility, nee, om te wys dat hierdie ou is regtig 'n nobleman, okay? En dat Matteus is hier besig om Jesus se patents of nobility eintlik uit te spel en te sê, maar hy's waarlik die Messias, want hy's waarlik die afstammeling van al die regte mense. Dit is hoe dit hier gekom het. En daarom ontvang hy al die eer. In hierdie samelewing waar dit net gegaan het oor eer en skaamte, as my eer toeneem, dan neem joune af, en as jou eer toeneem, neem myne af. En dat Jesus, omdat hy die Messias is, en omdat hy die regte herkoms het, die regte voorvaders het, ontvang hy al die eer. Hy het dit klaar al die eer geërf, wat hy moet hê as die Messias. Hy is die regte een. En soos wat mense nou die res van Matteus gaan lees, wat ons dalk eendag van die tyd moet doen, dan sien jy mens hoe hy
oor en oor op verskillende maniere wil wys dat Jesus die regte een het. Hy het die regte familie, hy kom van die regte plek af om die profeseë te vervul. Hy het die regte mag, hy het alles wat nodig is. Hy is waarlik die Messias. Goed. En dan natuurlik sien ons ook in hierdie geslagsregister hoe dat Jesus die vervulling van al God se beloftes is. Ons het eintlik al reeds so 'n bietjie daaraan geraak. Maar as mens nou daar in vers 17 lees, dan sien jy dat hy sê van Abraham af is daar 14 geslagte tot by Dawid, van Dawid af 14 geslagte tot by die ballingskap en van Dawid af tot by die ballingskap, van die ballingskap alweer 14 geslagte tot by Christus. En daai 3 fases is belangrik omdat dit al 3 verwys na groot beloftes waaraan Joodse gelowiges vasgehou het. Hulle het vasgehou aan God se belofte aan Abraham, dat hy vir Abraham gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag. En Jesus kom vervul dan met ander woorde daardie belofte en kom wys hy, God is getrou. Hulle hou vas aan die belofte dat uit die huis van koning Dawid, daaruit sal die Messias kom en sal die ware koning, God se gesalfde koning, die Messias sou kom. En daarom sê Matteus met hierdie geslagsregister dat Jesus is daardie koning. Hy is waarlik koning. In die ballingskap het hulle vasgehou aan God se beloftes dat hy hulle weer sal vrymaak. En daarna, soos wat elke wêreldmag oor hulle gekom het hulle vasgehou daaraan dat die Here sy gesalfde sal stuur om hulle eens en vir altyd vry te maak. En Jesus kom en hy word ook die vervulling van daardie beloftes. God is die een wat vrymaak. God is getrou, Jesus is koning en Jesus maak vry. En dan, as ons die hele geslagsregister in geheel so 'n bietjie beskou, dan besef ons, en as ons die name so 'n bietjie uithaal, dan besef ons dat niks kan God se plan keer nie. As jy so deur al die name kyk, dan sien jy hoeveel keer in die geskiedenis van Israel hierdie plan van die Here kon uitgegaan het, omdat daar mense op die toneel verskyn het wat nie die Here gedien het nie, wat hulle eie paadjies gekies het, gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here, soos Hizkia se seun Manasse byvoorbeeld so beskryf word, en dat daar soveel keer is wat hierdie plan kon gederail geraak het, maar dat die Here se plan nie gekeer kan word nie. En so sien ons dat hy ten spyte van hierdie mense se sonde aanhou om sy plan uit te voer en nog steeds kom. As ons kyk na Abraham byvoorbeeld, wat maar 'n twyfelaar was. Abraham, die groot geloofsheld wat op die groot moment toe hy op die Here moes vertrou, maar eerder vir Ismael gaan maak het in plaas van hom uit te hou vir Isak, en dat hy in die Here getwyfel het. Jakob wat 'n bedrieër was, wat 'n dief was en die vader van die volk van Israel geword het. Dawid wat oorspel gepleeg het en sy nuwe vrou se man laat doodmaak het. Salomo wat saam met sy klomp vrouens afgode gedien het. Soveel van die geloofshelde wat ook maar gefaal het. En dat die Here sê, hy kom ten spyte van ons sonde. Hy kom juis om ons te kom vrymaak. En dat dit op sigself al klaar vir ons iets moet sê oor die maniere dat die Here ons gebruik. Dat ons met ander woorde nie moet wag totdat ons eendag reg is of ver genoeg geleerd is, of dat die Here nie wag totdat jy die regte klere aan het of die regte haarstyl of die regte musiek luister of die mooiste maniere het of wat ook al voordat hy jou roep en jou gebruik nie. Dat die Here jou roep, dat hy sê kom soos jy is, word vernuwe en maak 'n verskil. En dat die Here ten spyte van ons sonde sy plan nie laat keer nie. Enige iets wat probeer het, en ons kan die hele storie van Jesus se geboorte, maar net so as voorbeeld ook gebruik, om hierdie plan in die wiele te probeer ry. God laat hom nie keer nie. En as ons nog 'n paar name noem, dan sien ons 'n vreemde verskynsel van 'n paar vrouens se name wat in hierdie geslagsregister genoem word. Wat in daardie tyd eintlik regtig nie so gewerk het nie, dat vrouens se name nie in geslagsregister genoem is nie, maar dat dit net man se name is. En nou kry ons vir Tamar en vir Ragab en vir Rut en vir Uria se vrou Batseba wat in hierdie lysie ingesluit word, en boonop is hulle nie net vrouens nie, maar is almal van hulle ook nie eers Israeliete nie. Hulle kom uit ander volke, hulle is Moabite, Jetite, hulle is Kanaaniete, en so sien ons ook dat hierdie Messias kom nie net vir die Jode nie, hy kom nie net vir Israel nie, hy kom vir almal, hy sluit almal in, hy sluit die uitgeworpenes in, hy sluit die vrouens in, hy sluit die mans in, die kinders,
Hy sluit ook al die nasies in, want God se plan kan nie gekeer word nie. Hy kom ten spyte van ons sondes, en hy kom vir almal en al die nasies. En hoor hoe mooi word dit dan hier in Galasiërs 3 deur Paulus saamgevat, vers 28 en 29. Hy sê, dit maak nie saak of iemand 'n Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Hoe mooi is dit? In Christus Jesus behoort ons almal aan die Here. En waar los dit ons vir Advent 2025? As ons hierdie geslagsregister lees en ons sien God se meesterplan wat ontvou eintlik van Genesis af, en dat ons dan met ander woorde vra, maar hoe help dit ons om nou Kersfees te vier? Dink ek is die belangrike ding is net om te besef dat wanneer ons Kersfees vier ons soveel meer as net Jesus se geboorte. Ons vier soveel meer as net 'n klein babietjie wat in 'n krib neergelê word, 'n klein babietjie wat deur skaapwagters en wyse manne besoek word en 'n ster. En al die mooi goeders wat ons rondom Kersfees voel, in die atmosfeer en die geskenke en die kersboom en al die goeders, dat ons sal besef, maar hierso is gewig aan, hierso is 'n groter idee agter dit alles. Ons vier hierdie Kersfees as deel van God se plan, dat hy gekies het om God met ons Immanuel te word. En dat dit met ander woorde nie net 'n mooi moment was en ietsiekie wat ons elke jaar herdenk nie, maar dat dit deur al die eeue deel was van God se plan. En dat dit is waarop hy die hele geskiedenis afgestuur het, sodat hy op die ou ende kan kom om Immanuel te word, en dat hy nie net gebore is nie, maar dat hy ook gelewe het, gekruisig is en gesterwe het, en dat hy ook opgestaan het. En dat ons, wanneer ons opgewonde raak oor Kersfees, iets daarvan sal onthou, iets daarvan sal beleef en sal vier dat God het 'n plan gehad om my te kom vrymaak. Dit is hoekom ons Kersfees vier. En dat ons nie net sal uitsien na die feit dat ons weer kan vier dat hy gekom het nie, maar dat ons ook kan uitsien na die feit dat hy weer gaan kom. Dat ons sal besef, maar God is nog besig met sy plan. Sy plan is nog nie afgehandel nie. Ons vorm deel van die storie van God met die mens. En dat daar is 'n volëinding op pad. Die koninkryk van God het aangebreek in Jesus, maar daar is 'n volëinding op pad. En dat ons kan uitsien na die feit dat Jesus weer gaan kom en dat ons kan deel in sy heerlikheid en dat hy die volëinding gaan bring, want hy is die oorwinnaar. Mag jy in jou Kersfeesvieringe, in jou gekuier saam met familie, in die uitdeel van geskenke en ontvang van geskenke, wanneer ons so saam is, wanneer ons op Kersdag weer by mekaar is en eer aan die koning bring, dat ons iets sal beleef van die grootheid van dit wat hier aan die gang is, en dat ons sal eer bring aan ons God, die ewige God wat getrou is, die een wat sy beloftes nakom, en dat ons so net sal deel wees en deel voel van sy meesterplan, en dat ons dan kan vra, Here, totdat u kom, hoe gebruik u my as deel van u meesterplan, om deel te wees van u liggaam, dat die Here ons sal stuur, om te vertel, Jesus lewe en hy kom weer. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer u, Here, vir u meesterplan, vir die manier hoe dat u reg deur die geskiedenis ook so elke dingetjie in plek laat val het, hoe dat u mense gebruik het, gebroke mense gebruik het, om u plan uit te voer. En ons dank u, Here, dat ons daarvan kan deel wees, dat ons kan deel wees van hierdie verhaal, omdat u God met ons geword het, en dat u ook hierdie Kersfees ons sal kom herinner, ons oë sal oopmaak, Here, vir die grootheid van hierdie gebeurtenis, dat dit iets is wat ewigheidswaarde het, die feit dat u die lewende God gekies het, om Immanuel, God met ons geword het, te word, en dat u, Here Jesus, gekom het om in ons plek te kom loop, in ons plek te kom staan, die straf vir ons sondes op u te dra, en dat u vir ons kom vrymaak. Here, dit is vir ons oorweldigend om hierdie plan te sien uitvou, om te sien hoe dat u die een is wat dit alles in u hand hou, en dat u nog altyd ons verlossing op u hart gedra het, en dat u nog altyd wou gehad het, dat dit is die manier, hoe dat u geopenbaar word in hierdie wêreld, sodat ons dit kan sien en u kan leer ken, en dat u vir ons kan vrymaak, en vir ons die ewige lewe kan hê. Here, ons staan verslae en verbaas voor u, en wil ons maar net sê, Here, aan u kom toe al die eer en al die lof tot in ewigheid.
Amen. Goed, daar is 'n paar afkondigings wat ons net vir 'n oombliekie moet na kyk. Net na 'n paar afkondigings. Ons is nou vandag eintlik by die laaste deel van ons adventsreeks, want donderdag is dit Kersfees en dan is Marco aan die woord en vier ons saam Kersfees hier 9:00 die oggend in Looksmundi se gemeentesentrum met die tema 'n verlosser is gebore. Daarna nog 'n Kerstyd en dan Epifanie en verder kan jy die boodskappe daar sien Sondag die 28ste, die 4de en die 11de. Moenie dit misloop nie. En dan kan ons ook vir jou 'n geleentheid gee om jou dankoffer te gee. Jy het die besonderhede daar, kom ons dien ook die Here op so 'n manier dat dit ook 'n getuienis is van ons harte. En op daai punt, ons is nou nog op die einde van ons lofoffertyd en ons wil regtig vir jou vra om dit ook te ondersteun. Dit is 'n boonbehalwe gee om die Here te loof uit dankbaarheid. En dankie vir elkeen wat al reeds ietsie ingebring het om die Here ook op die manier te eer. Kom ons gee ook dit op so 'n manier dat dit ook getuig van ons dankbaarheid teenoor die Here vir alles wat hy doen. Goed, dan wat ons Kersprojekte aanbetref, van Pharos, daar is 3 groot projekte wat nou aan die gang is. Skryfbehoeftes vir slimkoppe, hampers vir haweloses het ons verlede week na die diens het ons hulle gepak en ons het natuurlik nog hande nodig om hulle weer uit te deel ook op Kersdag. En dan Kersfees vir familie, 26 families wat maandelikse kospakkies ontvang wat ook op Kersfees ontvang. So jy kan regtig op 'n lekker manier betrokke raak by elke een van hierdie. So kontak asseblief ook vir Pharos om uit te vind hoe jy daarbey kan betrokke raak. Daar wil ons vir jou uitnooi na ons oujaar deurloop nagmaal. Ons oujaarsdiens is in die vorm van 'n deurloop nagmaal, 'n baie spesiale manier om die jaar af te sluit en 'n nuwe jaar in te gaan. Die tye is daar die 31ste Desember van 10 tot 12 of die middag die aand van 4 tot 6. Kom geniet dit saam en sluit die jaar op 'n gepaste manier af. Dan wat die kerkkantoor en Pharos se beskikbaarheid aanbetref, dit is gesluit op maandag die 12de Januarie. Jy sien daar ook die dominees wat aan diens is en wanneer ons hier is en wanneer ons nie hier is nie, die saamhangers is beskikbaar op die webblad of in die jaarprogram. Dan wat ons gemeentekamp aanbetref, die 6de tot die 8de Maart volgende jaar by Weesgerus. Ons het die kampterrein hierdie jaar verander. Ons gaan 'n bietjie by Weesgerus kamp omdat dit vir ons geleentheid gee om meer gelys tot ons beskikking te hê en lekker naby aan mekaar te kamp dat ons sommer lekker kan saam braai en saam kuier en saam swem. Dit gaan 'n groot fees wees. So jy kan daai snap scan, wat noem mense dit, QR code daar scan, of jy kan sommer net na die link toe gaan wat onder aan die prentjie is. Goed, dit is min of meer ongeveer naaste by die hele storie. Hoop ons sien mekaar donderdag vir Kersfees. En as jy nie hier is nie, hoop ek jy hou 'n heerlike vakansie en ek hoop jy ry veilig en dat jy die Here se teenwoordigheid ook daar waar jy is op 'n spesiale manier sal beleef. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.